Ons blaai dan vanaand na Handelinge 19 toe. Handelinge 19 en ons gaan van vers 1 saam lees. Handelinge 19 vanaf vers 1 en ons gaan die hele gedeelte saam lees. Dit is 'n lywige gedeelte, maar ons wil die hele konteks van hierdie gedeelte wil ons hê. So ons gaan die hele gedeelte saam lees. Kom ons lees dan saam vanaf vers 1. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra: "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?" En hulle antwoord hom: "Ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie." En hy vra vir hulle: "Met watter doop is julle dan gedoop?" En hulle antwoord: "Met die doop van Johannes." Daarop sê Paulus: "Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom. En hulle het met tale gespreek en geprofeteer. En altesaam was hulle omtrent 12 manne. En hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam en voor menigte aanhou kwaad spreek van die weg, het hy van hulle weggegaan en die disippels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van 'n sekere Tyrannus samesprekinge gehou. En dit het 2 jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op siekes gelê is, die siekes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het, en te sê: "Ons besweer julle by Jesus wat Paulus verkondig." Dit was sekere 7 seuns van Skewa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê: "Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?" Toe spring die man in wie die bose gees was, op hulle en oormeester hulle en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. En dit het bekend geword aan al die Jode en Grieke wat in Efese woon, en die vrees het op hulle almal geval, en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. En baie van die wat gelowig geword het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towery omgegaan het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand. En hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. En toe hierdie dinge verby was, het Paulus hom voorgeneem om deur Macedonië en Agaia te gaan en na Jerusalem te reis. Hy het gesê: "Nadat ek daar gewees het, moet ek Rome ook sien." Daarop stuur hy 2 van sy helpers, Timotheus en Erastus, na Macedonië, terwyl hy self nog 'n tyd lank in Asië gebly het. En omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Want iemand met die naam van Demetrius, 'n silversmid, maker van silwertempeltjies van Diana, het 'n aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf.
En toe hy hulle en die werkers in daardie soort bedrywe bymekaar geroep het, sê hy: Manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is. Julle sien en hoor dat nie alleen in Efese nie, maar byna in die hele Asië hierdie Paulus 'n aansienlike skare oorgehaal en afvallig gemaak het deur te sê dat dit geen gode is wat met hande gemaak word nie. Nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons in veragting kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word, en dat haar majesteit, wat die hele Asië, ja die wêreld vereer, ook tot niet sal gaan. En toe hulle dit hoor, is hulle met woede vervul en het geskreeu en gesê, groot is die Diana van die Efesiërs. Daarop raak die hele stad heeltemal in verwarring, en hulle storm soos een man na die skouburg en sleep Gaius en Aristarchus saam met die Macedoniërs wat reisgenote van Paulus was. En toe Paulus onder die volk wou ingaan, het die disippels hom nie toegelaat nie. En sommige van die owerstes van Asië wat sy vriende was, het ook na hom gestuur en hom gesmeek dat hy hom nie in die skouburg moes begeef nie. Hulle het dan aangehou skreeu, sommige dit en ander dat, want die vergadering was in die war en die meeste het nie geweet waarvoor hulle bymekaar gekom het nie. En hulle het Alexander uit die skare vorentoe laat kom, omdat die Jode hom vorentoe gestoot het, en Alexander het met die hand gewink en wou hom by die volk verdedig. Maar toe hulle verstaan dat hy 'n Jood is, gaan daar een geroep van almal op, terwyl hulle omtrent 2 uur lank skreeu, groot is die Diana van die Efesiërs. Maar die stadsklerk het die skare tot bedaring gebring en gesê, Efesiërs, watter mens is daar tog wat nie weet dat die stad van die Efesiërs die tempelbewaarder is van die groot godin Diana en van die beeld wat uit die hemel geval het nie. Terwyl dit dan nie weerspreek kan word nie, behoort julle rustig te wees en niks onbedags te doen nie. Want julle het hierdie manne gebring, wat geen tempelrowers is, en ook nie julle godin laster nie. As Demetrius en sy ambagsmanne dan 'n saak teen iemand het, die hofsittings word gehou, en daar is regters, laat hulle mekaar aanklag. Maar as julle nog iets anders verlang, dit sal in die wettige vergadering beslis word. Want ons loop gevaar om oor die oproer van vandag aangeklaag te word, aangesien daar geen grond is waarop ons sal kan rekenskap gee van hierdie oploop nie. En met hierdie woorde het hy die vergadering ontbind. Net so ver vanaand uit die onfeilbare woord van die Here. Voordat ons begin en oor die gedeelte praat, gaan ek vra dat u net so sit, die hoofde buig, en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons kom weer vanaand om u naam groot te maak, en kan ons weer begin deur vir u dankie te sê vir u woord. Here, u woord is 'n lamp vir ons voet, 'n lig vir ons pad. U woord is die rots waarin ons vashou. U woord wys vir ons die weg. U woord weerlê, u woord wys vir ons ook en leer ons en help ons om te leef soos wat u van ons verwag. En daarom, Here, sê ons dankie vir hierdie woord. Maar ons bid ook dat u woord sy gang sal gaan, dat u woord sal uitgaan vanaand en ons harte sal verander, Here. Nie net ons wat hier by mekaar is nie, maar die wat u woord sal hoor op YouTube en Webwoord en die verskeie plekke waar dit uitgaan, dat u woord lewens sal verander, en dat dit nie 'n persoon se woord sal wees nie, maar dat dit u woord is wat oopgebreek word. Here, help ons om altyd vas te hou en te staan op hierdie woord. Ons sê ook vanaand vir u dankie vir ons gemeente, Here. Ons het 'n plek om te aanbid, ons het 'n geestelike tuiste, 'n geestelike familie waar ons kan kom en saam u dien, Here. Waar ons ook saam mekaar op ons tone hou, waar ons saam vermaan en mekaar op die regte pad hou, en soos warm kole by mekaar lê, Here, dat ons mekaar ook vurig vir u hou. Soos ons daar gesing het, stuur dit hierheen, Heer, stuur dit hierheen, 'n magtige herlewing, en bid ons, Here, dat u vuur in ons harte net helderder en helderder sal brand. Ons sê vir u dankie, Here, maar so weet ons ook, daar is mense in ons gemeente, Here, wat u gebede nodig het, wat u ondersteuning nodig het, en bid ons vir hulle.
die wat siek is, die wat sukkel, die wat miskien deur moeilike tye gaan. Ons bring hulle almal na U toe en ons bid dat U met hulle sal wees, maar dat hulle ook, Here, sal weet U is hulle rots. Dat hulle nie hulle uitkoms in wêreldse dinge sal soek of in mense sal soek nie, maar dat hulle sal weet U is die een wat die uitkoms gee. En daarom bid ons vir al daardie persone. Ons bid ook so vir ons aktiwiteite wat voorlê, Here, ons EE3 kursus, 'n kursus wat al in die verlede kragtig gebruik is om U evangelie uit te dra. Bid ons, Here, dat U ook vir daardie geleentheid mense sal bring, dat U ons sal toerus en dat U ons sal uitstuur om U woord te verkondig. So het ons vanoggend ook gehoor, Here, dat ons getrou moet wees, gehoorsaam moet wees ook met daardie getuienis. En terwyl ons daaroor bid, sê ons ook dankie vir vanoggend se boodskap, Here, en bid ons dat U ons gehoorsaamheid sal raak sien, of dit is met getuienis, met gebed, met geld, Here, dat U ons gehoorsaamheid aan U woord sal raak sien. En ons sê dankie daarvoor, Here. En so bid ons vertrou in U teenwoordigheid hier vanaand, ons vertrou in U woord, en ons bid spreek, Here, want U diensknegte luister. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons teks van oordenking in hierdie baie lang groot gedeelte is eintlik nog al 'n kort vers, en dit is vers 20 wat sê: "So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword." En praat ons vanaand oor die uitwerking van die waarheid. Want wanneer iemand die waarheid hoor, dan is daar altyd 'n reaksie. Vanoggend ook. Wanneer die waarheid verkondig word, is daar 'n reaksie in ons harte, daar's 'n reaksie van mense. En so gaan ons vanaand vanuit die woord kyk, wat is daardie reaksie? En dit begin alles met Paulus, wat 'n sendeling was, en sekerlik die beste, wonderlikste sendeling wat daar nog ooit geleef het, wat meeste van die kerke in daardie tyd gestig het, toegespreek het, vir hulle leiers opgelei het, en uiteindelik die woord so deur die hele Asië het ons gelees, verkondig het. En ek dink dis ook 'n kragtige boodskap in homself, om te dink dat hy in een dorp begin, en die hele Asië hoor die woord van die Here. So Paulus het 3 sendingreise gehad. U kan agter in die Bybel kyk, is sy sendingreise mos nou vir ons so in lyntjies ingeteken, kan 'n mens sien waar hy oral was, maar sy sendingreise was ten doel om die woord van die Here te verkondig, om die waarheid te verkondig, terwyl die woord in daardie tyd daar was, maar baie verdra, baie valsheid wat geheers het, kom hy en hy verkondig die waarheid. En dit was sy doel, die waarheid te verkondig. As ons dit net bietjie nouer vat, om die evangelie van Christus te verkondig. En so het hy van plek tot plek gegaan, en hier in Handelinge 19 is hy besig met sy derde, met sy laaste sendingreis, en hy beland op 'n plek om die woord van die Here te verkondig. Nou hierdie plek, weet ons het gelees waar dit is, en is 'n plek wat sy naam baie aan die woord voorkom, en dit is natuurlik Efese, waar hy uiteindelik kom, en nou weet ons mos die boek Efesiërs is later ook aan hulle geskryf. En die woord van die Here word hier in Efese verkondig. En omdat die waarheid verkondig word, is daar 'n reaksie. Daar is 'n uitwerking van die waarheid, en dis hoekom ons die hele hoofstuk gelees het, om te sien watter verskillende uitwerkings is daar, watter gebeurtenisse is daar in Efese, omdat die waarheid verkondig word. Ons teks van oordenking sê, die woord van die Here het met krag gegroei, en dit het sterk geword. En dit het verskillende uitwerkings op die mense daar, 'n reaksie. Sekere dinge gebeur, omdat die waarheid verkondig word. En hierdie dinge wat gebeur het, is nie in isolasie nie, dis nie iets wat net daar in Efese gebeur het nie, maar is iets wat ons as 'n voorbeeld kan vat, wat ons vandag nog kan toepas, deur te sê, wanneer die woord verkondig word, dan sal daar 'n reaksie wees. En so het ons vanoggend weer gehoor, die ou tyding, die gemeente, die kerk van Christus se fokus moet wees op die evangelie. Om die evangelie na buite toe uit te dra, om ons weer die plakkaat, om die sout van die aarde te wees, die lig van die wêreld te wees, want daar is mense daar buite wat wag, wat soekend is,
om die evangelie te hoor. Hulle lewens roep uit, hulle het hulp nodig. En dan is ons as kinders van die Here daar, om die boodskap te bring. En daarom moet kinders van die Here 'n passie hê, om met mense die evangelie te deel, om met mense oor die Here Jesus te praat. Ons praat baie keer van 'n sielelas te hê, om siele by die Here Jesus uit te bring. Dit moet ons begeerte wees, waar mense erns met die Here maak, waar mense weer na die Here toe draai. Nou die enigste manier om dit te doen, die enigste manier om dit in krag te doen, om dit volhoudend te doen, is om die waarheid te verkondig. Dis die enigste manier. Daar waar ek beweeg, met wie ek in kontak kom, moet ek 'n ligdraer van die Here Jesus wees. Nou, terwyl ek dit sê, u weet ons kerk se lese is mos so sê die Here, ek dink dit staan voor op my kansel ook, maar die kweekskool, ons seminarie se lese is 'n ligdraer, en hulle het 'n wapentjie ook, is 'n fakkeltjie met 'n Bybel, 'n ligdraer. Ons moet ligdraers vir die Here Jesus wees. Ons moet daai voorbeeld uitleef, en ons moet die woord deel. Dis waarna ons streef. Maar, het ons onsself al gevra, het ek al dit begin doen? Het ek al die evangelie uitgeleef? Het ek al die woord van die Here begin verkondig? Nou as ek sê verkondig, weet ons, daar's verskillende maniere om dit te doen. Die eerste, belangrikste, beste manier is om met mense 1 tot 1 te praat, om die evangelie te deel, en dit is wat die EJ3 kursus ons gaan leer en toerus, is hoe om dit te doen. 1 tot 1 met mense te deel. Ander manier natuurlik is traktaatjies, die stap vir stap boekies so agter, en van die ander traktaatjies gee vir iemand een in die hand. Die ander manier is nooi hulle kerk toe. Nou sê ek sommer nou ook, terwyl ek op hierdie punt is, Dominee Jurgens Prinsloo preek volgende Sondag hier, so nooi asseblief mense, ons weet dat hy ook 'n kragtige woord het, so nooi mense om te kom hoor, maar dis ook 'n manier, nooi mense na die kerk toe om die woord te hoor, maar die woord moet verkondig word, en wanneer ons dit doen, wanneer ons getrou is, gehoorsaam is, en ons getuienis uitdra, dan is daar uitwerking. Daar's 'n positiewe uitwerking, dinge wat ons sal aanspoor om die woord van die Here te verkondig, dinge wat ons sal motiveer, ons sal krag gee, ons energie gee om die woord te verkondig, maar daar gebeur negatiewe dinge ook. En ons kan nie blind wees daarvoor nie, ons kan nie sê dit gaan nie gebeur nie. Wanneer ons die woord verkondig, is daar ook 'n negatiewe uitwerking. Ons weet ons het 'n vyand, die brullende leeu wat rondloop om mense te verslind. Ons weet ons het 'n vyand wat mense wil ontmoedig om hulle werk te doen, en wat altyd daar is met teenkanting. So daarom gaan ons vanaand na albei hierdie kante kyk. Ons gaan kyk na die positiewe uitwerking, daardie wonderlike dinge wat ons aanmoedig en ons motiveer, en ons gaan kyk na die negatiewe dinge, sodat dit ons juis nie ontmoedig nie, sodat ons dit sien kom. Jy ken mos daar's so 'n bekende boek, Sun Tzu, nee, The Art of War. Dit is nou 'n wêreldse boek, maar hy het 'n beginsel wat hy oordraai, sê jy moet jou vyand ken. Nou ons moet ons vyand ken, ons moet weet wat se negatiewe dinge kom, sodat dit ons nie omkant vang nie, sodat dit ons nie demotiveer nie. So ons moet weet van die negatiewe ding. Ons gaan eers kyk na die positiewe. Ek gaan met u so vinnig 3 positiewe gedagtes deel, en daarna dit gaan ons na die 3 negatiewe uitwerkings kyk wat 'n mens ervaar. Maar ons begin by die positiewe, en dis die beste, die wonderlikste, die rede hoekom ons dit doen. Ons eerste gedagte, waar die waarheid verkondig word, word die evangelie verkondig. Die goeie boodskap, dis wat evangelie beteken, die goeie boodskap, die wonderlike boodskap. Handelinge 19 vers 4, daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus. Waar die waarheid verkondig word, gaan die evangelie uit. Paulus is 'n bedienaar van die woord van God. As ons na sy briewe kyk, sy sendbriewe wat hy geskryf het,
dan skryf hy altyd in die woord van geheel, of in geheel. Paulus was definitief 'n geleerde gewees. Ons sien hoeveel keer praat hy van die Ou Testament, hoeveel keer verwys hy terug na die Ou Testament toe, en hy bring dit in die Nuwe Testament in, dat die Nuwe Testament en Christus Jesus die vervulling is. En dis waar hy altyd uitkom, by die kern van die woord, die evangelie. Die wonderlike boodskap oor die Here Jesus Christus, en dat daar redding in hom en hom alleen is. So die evangelie word verkondig, die hele woord van Genesis tot Openbaring, van Adam en Eva tot heel aan die einde Openbaring 22, sentreer alles rondom die kruis van die Here Jesus Christus. Dit sentreer rondom die evangelie. Hy het gesterf vir die verlore sondaar. Dit is wat altyd verkondig sal word. Ons sien dit in Handelinge 19. Toe Paulus daar in Efese kom, die eerste wat hy gedoen het, is hy verkondig die evangelie. Hy vra vir die mense, het julle die Heilige Gees ontvang? Want onthou, Nuwe Testamenties, hoe weet mens jy's gered? Hoe weet mens jy's waarlik 'n kind van die Here? Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. So hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees? En hulle sê, hulle het nie eers geweet, daar's 'n Heilige Gees. En wat sê hy vir hulle? Hy sê, glo in Christus Jesus. Hy verkondig die evangelie. So wanneer die waarheid uitgaan, deur ons gemeente, deur ons lewens, die eerste positiewe ding is, die evangelie sal sy regmatige plek inneem. Die evangelie sal verkondig word. En dis vir my altyd so mooi. Ek dink ek het al vir u gesê, Dr. Harry Reeder, hy het 'n kursus kom aanbied by die Kweekswil so 'n paar jare terug. Toe sê hy 'n Bybelse kerk, major on the majors en minor on the minors. So die belangrike dinge is vir jou belangrik, die minder belangrike dinge is vir jou minder belangrik. En saam met dit, die major, die grootste ding, is die evangelie. Dit moet uitgaan. Deur ons as lede van die liggaam, van die kansel af, deur ons lewens, dit wat ons uitleef, die Bybelse waarhede moet verkondig word met Christus as die middelpunt. Paulus sê, ek verkondig niks anders as Christus Jesus en hom as gekruisigde nie. Christus gesentreerd. Alles draai rondom die evangelie. Want dit help nie 'n mens verkondig die Ou Testament op sy eie nie. Dit help nie 'n mens verkondig, maar God is regverdig en hy moet sonde straf en God is heilig, maar jy stop daar nie. Dis nie die evangelie nie. Dit help ook nie jy verkondig, maar God is liefde. En as jy 'n probleem het, gaan na God toe. En jy verkondig hierdie mooi beeld sonder jou sonde moet bely word voor Christus vir redding. Die totaliteit van die woord moet verkondig word met Christus as middelpunt. En dis wat moet uitgaan. Alles sentreer rondom die evangelie. Jesus Christus en hom as gekruisigde, die weg, die waarheid, die lewe. Hy is ons lewe. En so moet dit wees. So as ons die uitwerking van die waarheid wil sien, moet ons kyk, word die evangelie uitgedra. Deur ons lewens, deur ons kansel, deur die manier wat ons leef, word die evangelie uitgedra, sodat mense by die Here kan uitkom. Sodat die res van die skrif autoriteit en betekenis het, selfs die Ou Testamentiese verhale, dat dit krag het deur Jesus Christus. Sodat mense die Here Jesus aanneem en daar die woord uitgaan. Dis hoe die woord krag ontvang. Dis hoe die woord uiteindelik by die evangelie uitkom. So dis die eerste, die beste, die wonderlikste positiewe uitwerking, die evangelie word verkondig. Die tweede van hierdie positiewe wat ons hanteer is, wanneer die waarheid verkondig word, dan doen God wonderwerke. Handelinge 19 vers 18, en God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen. Nou iets wat ons weet in die woord van God, is die Here doen wonderwerke. As ons in die Ou Testament gaan kyk, die Here het die see laat oopgaan, die volk het op droë grond deurgetrek, en dit was vir die volk 'n groot getuienis gewees. Die Here het leeu's se bekke gesluit, die Here het gemaak dat 'n vis vir Jona insluk, en hom weer uitspoeg op droë grond. Ons lees van wonderwerke. Nou gaan ons in die Nuwe Testament in, en daai wonders het nog nooit opgehou nie.
Toe Jesus aarde toe kom, toe doen hy wonderwerke. En hy begin deur water in druiwesap te verander. Nou ek sê druiwesap, want as 'n mens die woord ken, die Grieks ken, die geskiedenis ken, dan weet mens, die goeie wyn was mos skoon, suiwer druiwesap gewees. Die ou wyn was ou gegiste druiwesap gewees. So ek noem dit maar net so. Maar hy het 'n wonderwerk gedoen. En so begin sy bediening en hy gaan aan en hy laat krepeles loop, hy dryf duiwels uit, hy het mense beantwoord wat net met vrae in hulle gemoed sit en hy beantwoord hulle somme. En een van die grootste wonders wat die Here Jesus gedoen het, volgens die Ou Testamentiese profesie, en nou kom hy in die Nuwe Testament, is om blindes te laat sien, iets wat net die Messias kon doen. En toe die Here Jesus se bediening op aarde tot 'n einde kom, en hy sterf en hy staan op en hy vaar op na die hemel en hy gee vir sy disippels die Heilige Gees, toe gaan daai wonderwerke steeds aan deur die disippels. As ons kyk wat alles daar gebeur het, die wonders wat die Here Jesus deur hulle ook gedoen het. Alles wat gebeur het. En dit was nie anders met Paulus in Efese nie. Die gedeelte wys duidelik vir ons, die Here het wonders gedoen. Toe Paulus hierdie woord verkondig, toe sê die woord, het daar buitengewone kragte plaasgevind. Die mense het geglo. Die Here het wonders laat gebeur, en ek sê dit ook baie spesifiek, sodat mense glo in Jesus Christus om gered te word. Daar was 'n klinkklare, duidelike doel gewees met daai wonderwerke. Geloof in Jesus Christus. Nou vandag weet ons, dinge werk anders. Maar daar's nog altyd wonderwerke. Daar's nog altyd werklik genesings. Daar's nog altyd werklik duiwels wat uitgedryf word. Nou praat ek nie van dit wat ons op die televisie sien en hierdie manne wat die mense so omstoot en dan val hulle om en nou het 'n wonderwerk gebeur. Ek praat nie van dit nie, ons weet dis vals. Want dan kom die eer mense toe, maar nie die Here nie. Maar ek praat van werklike wonderwerke wat mense die Here vertrou en hy doen iets buitengewoon. Hy doen iets wat 'n mens nie verwag nie. Hy doen bonatuurlik doen hy wonderwerke. En dit gebeur nog. Maar die doel het ook nooit verander nie. Dit is om mense te laat glo. Reg oor die wêreld in ongeëvangeliseerde lande gebeur groot wonderwerke wat mense na Jesus toe bring. En ons het al sulke getuienisse gehoor in moslemlande wat hulle visioene het, wat hulle drome het, dinge wat gebeur sodat hulle weet van die Here Jesus Christus. Dit bring hulle na Jesus toe. Maar kom ons maak dit net bietjie nouer. Ons bring dit terug na ons eie land toe. Nou is ons in Suid-Afrika. Ons het 'n redelike Christelike land, as ons dit nog so kan noem. Almal in Suid-Afrika, glo ek, is al met die woord van God gekonfronteer. Die waarheid is vrylik beskikbaar. Ons weet van die Here Jesus Christus. So waar's die wonderwerke wat hier in ons land gebeur? Wanneer die woord verkondig word, doen die Here nog steeds wonderwerke om geloof in mense te werk. As ons net ons eie gemeente vat, net ons mense hier, hoeveel getuienisse was daar al nie in hierdie kerk van mense wat wonderwerke doen? Kom ek deel met u 'n getuienis. So 'n wonderwerk wat gebeur het, wat ek nou persoonlik voor kan sê ek weet dit het gebeur. My suster bid ek voor. Ek bid vir haar redding, toe ek nou heel wat jonger was, ek dink ek was 15, 16, 17 jaar oud, ek bid vir my suster se redding. Ek weet, sy is nie op die regte pad nie, ek weet sy is nie gered nie. Sy vertel vir ons, sy ry van Secunda af terug Pretoria toe, sy daar studeer. En sy gaan 'n kar verby, en ek weet nou nie of sy onder die invloed was of nie, of sy sal die getuienis seker beter onthou as ek, maar sy gaan 'n trok verby, en dan kom 'n trok van voor af. En sy sien, hier sterf sy vandag. Hier sterf sy, dis verby met haar, en wat doen sy? Sy haal haar hande van die stuurwiel af en sy maak haar oë toe, en sy wag nou maar vir die trok om te tref, sy wag nou maar vir dit om te gebeur. En sy wag, en sy wag, en sy wag. Sy maak haar oë oop en ons niks. Daar's nie 'n trok langs haar nie, daar's nie 'n trok voor haar nie, hulle is net weg. En dis die wonderwerke wat gebeur, sodat mense in die Here Jesus glo. Nie lank daarna nie, het my suster haar lewe vir die Here gegee. En as nie vir daardie gebeurtenis was nie, sou dit miskien nie so wees nie. So, waar die waarheid verkondig word, doen die Here steeds wonderwerke om geloof in mense se harte te werk.
Ons kan dit sien, ons kan dit glo, ons hoor die getuienisse, soos ek sê. Hier in ons gemeente het ons al die getuienisse gehoor. Maar dan, die grootste wonderwerk wat sekerlik kan gebeur, en dis ons derde en ons laaste van die positiewe punte. En dit is, wanneer die waarheid verkondig word mense kragtig gered. Dis die wonderlikste wonderwerk wat kan gebeur. Handelinge 19 vers 18. En baie van die wat gelowig geword het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. Nou dit was geken van Paulus en die disippels, dat waar hulle beweeg het, en is weer so kragtige getuienis, waar hulle beweeg het, is mense altyd gered. Hoekom? Hulle het die waarheid verkondig, hulle het die evangelie verkondig, die Here doen hierdie wonder en hy red mense se siele. Ons sien in die begin is daar selfs mense gered wat gedink het. Hulle is gelowiges, as jy nou die Jode vat en die Joodse geloof en dit alles, hulle het gedink, hulle staan reg voor God, tot hulle met die waarheid gekonfronteer is. En die Here red mense, wat 'n wonderwerk om te dink jy's reg, en die Here red jou siel met die waarheid. En daar het groot dinge gebeur, soos die towenaars wat gered is. Hulle het selfs daardie towerboeke van hulle gevat en het verbrand, en ons lees dis 50.000 silwerstukke werd gewees. Nou ek dink laas Sondag met Maria wat daardie offer gebring het, daardie olie na die Here toe gebring het en die albasterfles gebreek het, het ek vir u verduidelik wat 'n dagloner werd was. Nou 'n dagloner het elke dag gewerk vir 1 silwerstuk. En toe het ons nou 'n bietjie gepraat oor wat dit werd is nou vanaand. 1 silwerstuk is 'n dag se loon werd. Met ander woorde, hierdie towerboeke was 50.000 dae se loon werd. So as dit 1 persoon is, moes hy 136 jaar werk om dit te kan bekostig. 136 jaar, en toe hulle gered is, toe beteken dit niks. Daai waarde het net niks beteken. Hulle verbrand dit. Kragtige bekerings. Die grootste, wonderlikste uitwerking van die verkondiging van die waarheid is mense sal gered word. Vanuit alle oorde van die lewe. Godsdienstige mense, verlorenes, mense wat al buite in die wêreld lewe, die Here red elkeen wat na hom toe kom. En dit is die vrug wat ons wil hê. Dis waarvoor ons arbeid, dis waarvoor ons bid in ons blaadjie. Die woord sê, verkondig die waarheid en mense sal gered word. En hoe bemoedigend is dit nie? As die evangelie uitgaan, sal God wonders doen en mense red. Ek wil amper sê, waarvoor wag ons? Kom ons gaan. Verkondig die woord van die Here en mense sal gered word. Dis wat ons wil hê. En daarom bid ons, Here, gee vir ons 'n siele las. Maak ons oë oop. Gee vir ons geleenthede om met mense te praat. Gee ons die begeerte dat mense gered word. Gee my die vrymoedigheid om die waarheid te verkondig. Want mense moet gered word. Nou die oes is nog steeds net so wit daar buite. Daar is nog steeds net so baie mense wat die Here nodig het. Hoekom hoor ons so min deesdae van mense wat gered word? Hoekom hoor ons so min van mense wat te kragdadig tot bekering kom? Dink aan die eie bekering. Nou weer eens, ek kan net van myne getuig, maar aan die eie bekering, hoe die Here 'n lewe omdraai. En dit deur die woord van God. Myne was 'n prediker gewees wat 'n boodskap gebring het. Die jong man wat ek vir u van vertel het, wat ek nou so 'n pad mee stap, was net eenvoudig uit die woord oopgemaak en gelees. Maar daar waar die waarheid uitgaan, red die Here siele. En dit is die kerk van Christus se taak. Dis die kerk van Christus se verantwoordelikheid om die waarheid te verkondig. Hoekom word so min siele gered? Nou praat ek van die kerk in geheel, maar gaan kyk waarmee hou die kerk van Christus hulle besig. En dan bring ons dit na ons toe. Ons moet ons lig laat skyn. Ons moet die waarheid verkondig. Ons moet die woord uitdra, sodat mense gered word. Het is wonderlik as die mense in ons gemeente inkom. Het is wonderlik as ons gemeente groei. Die woord sê, die wat gered word, word by die gemeente gevoeg. Maar dit gaan oor siele wat by Christus uitkom. Siele wat by hom uitkom.
So die woord word verkondig, mense word gered. Dis die positiewe. En ek wil eintlik daar stop, want dit is die wonderlike deel. Maar ons gaan na die negatiewe ook kyk. Ons wil ons vyand ken, ons wil weet wat gaan ook nog gebeur. Die negatiewe dinge, ook 3 van hulle. Ons 4de gedagte, die eerste van die negatiewe is, wanneer die woord verkondig word, die waarheid verkondig word, raak sommige verhard. Ons lees, Handelinge 19 vers 9, maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanskou, aanhou kwaad spreek van die weg, het hy van hulle weggegaan en die disippels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van 'n sekere tiranne samespreking gehou. Maar sommige hulle verhard en ongehoorsaam was. Nou van die begin van die wêreld af tot vandag toe en tot aan die einde, wanneer die Here Jesus sal kom, is daar mense wat die woord van die Here verwerp. Nou die woord verhard word altyd in die skrif gebruik in die sin van ongehoorsaamheid aan God. Daar's altyd 'n ongehoorsaamheid. Dink aan die verhaal van Moses en Aaron wat na Farao toe gegaan het. Toe die Here hulle na Farao toe stuur en hulle gaan met die opdrag, laat my volk trek, het Farao elke keer geweier en dan staan daar, hy het sy hart verhard. So ongehoorsaamheid en hy het sy hart verhard. En toe uiteindelik kom dit op 'n punt wat sê, en die Here het sy hart verhard. So verharding is 'n uitvloeisel, 'n reaksie van iemand wat die waarheid hoor, maar ongehoorsaam is. In Efese het dit gebeur. Toe Paulus die woord van die Here daar in die gemeenskap verkondig, en ons mense wat gered word, en ons wonders wat gebeur, en al hierdie goed gebeur, was daar ook mense wat hulle self verhard het. Hulle wou nie. Hulle wou nie die waarheid glo nie, hulle wou nie die Here aanneem nie. En so is daar ongelukkig, met baie hartseer sê ons dit, altyd mense wat die waarheid verwerp. En dit maak dat ons moed verloor, dit maak dat ons krag verloor. Hoeveel keer het ek al vir u gesê, daai man in Bokkomlaan wat nie die traktaatjie wou vat nie, hoe dit my gepla. Een persoon, en dit het my so gepla, dat hy nie daai traktaatjie wou vat nie. Maar wat het Paulus gedoen? Hy hou aan om die evangelie te verkondig, aan die einde is dit so erg, die disippels moet hom weghou. Hy wil net gaan. Dit ontmoedig hom nie. Hy laat hierdie paar mense wat ongehoorsaam is en hulle verhard, hy laat dit hom nie stop nie. Hy hou aan die waarheid verkondig. Nou dit gebeur. As ons die woord verkondig, as ons die evangelie uitdra, is daar mense wat nie wil nie. As mense wat die woord van die Here nie wil aanneem nie en hulle gaan verhard word. Nou weet ek nie wie van u het al met mense die evangelie gedeel en dan kry hulle so, het lyk of ons so sluier oor hulle oë trek. Jy sien sommer hulle luister nou nie meer nie. Dit gebeur en dis baie hartseer. Maar wat moet dit aan ons doen? Dit moenie ons krag steel nie, dit moet ons nie ontmoedig nie. Ons moet aanhou om die evangelie te verkondig. Want die waarheid is, God forceer niemand om gered te word. Nou ons weet, en ek dink ek het al daaroor gepreek ook, hoekom was die boom van goed en kwaad in die tuin van Eden gewees? Hoekom het die Here daai boom daar gesit, waar hulle kon sondig? Eenvoudig, mense moet 'n keuse hê. Mense moet die Here kies. Die Here soek mense wat hom wil dien, en hy gee vir mense keuse. Maleagi sê, God soek 'n geslag wat hom wil dien. Daar is mense wat teen die Here kies. Daar selfs mense wat hulle self Christene noem, wat nie die boodskap van redding wil gehoorsaam nie, wat verhard word. Dink aan die Jode, hulle was godsdienstige mense, maar hulle wou nie. Hulle wou nie glo nie, hulle wou nie hulle sondes bely nie, hulle wou nie hulle lewens vir die Here gee. Maar dit verander nie aan ons verantwoordelikheid om die woord te verkondig. Al verwerp mense die woord, hulle verwerp ons nie, hulle verwerp die woord. God verwag dat ons aanhou verkondig. Hy sal die res doen. Dan die volgende van hierdie negatiewe dinge wat gebeur, ons 5de gedagte vanaand, is wanneer die waarheid verkondig word, probeer mense naboots. Dit is soos vir kleermannetjies, hulle probeer dit ook doen. Handelinge 19 vers 13 en 14.
En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die bose geeste, die wat bose geeste gehad het, en te sê, ons besweer julle by die Jesus, wat Paulus verkondig. Dit was 'n sekere 7 seuns van Skewa, Joodse owerpriesters, wat dit gedoen het. So die tweede ding wat gebeur het, die negatiewe, is, daar was mense wat gesien het, maar dit wat Paulus doen, werk. En toe probeer hulle dit naboots. Hulle sien, mense word gered, duiwels word uitgedryf, kom ons doen dit ook. En hulle probeer vir Paulus naap. Hulle probeer hierdie duiwels uitdryf, soos Paulus, en hoe die verhaal vir hulle geëindig? Baie, baie sleg. Die bose gees sê, ek ken vir Jesus, ek weet van Paulus, maar wie is julle? En hulle word verskeer en naak daar uitgejaag. Daar's mense wat, wanneer die waarheid verkondig word, probeer om na te boots. Hulle sien wat kinders van die Here doen, hulle hoor hoe kinders van die Here praat, hulle sien die lewens, en hulle probeer dit kunsmatig naap. Hulle probeer om die front voor te sit, hulle probeer so leef, terwyl hulle nooit hulle saak met die Here Jesus reggemaak het nie, terwyl hulle nooit 'n verhouding aangeknoop het met die Here Jesus Christus nie. Want die fokus word eerder om net te doen wat hulle doen, en die voordeel wat ek daaruit kan put, as om werklik in daai verhouding met die Here Jesus te tree. En so het ons gesien, dis uitgewys ook, dit het nie so aangehou nie, maar dit is uitgewys, daardie 7 seuns. En dit gebeur vandag nog, daar's mense wat werklik gered word, soos wat ons is, ons het anders begin optree, as ek dink aan my eie lewe, ek het in 'n kerk groot geword, hervormde kerk groot geword, en ons het kerk toe gegaan, en kerkmense gewees, maar die dag toe die Here my siel uit genade uit red, toe verander my lewe. En elkeen van u kan dit sekerlik getuig, ons lewens verander. Wat gebeur? Daar kan 'n verskil gesien word, maar nou tree hierdie persoon anders op, nou dink hierdie persoon anders. Daar's goed wat hulle gedoen het, wat hulle nie meer doen nie, en dan is daar mense wat begin naboots. Weereens, hulle probeer kunsmatig dieselfde wees as kinders van die Here. En nou haal dit die fokus van die Here af. Want wat doen ons? Ons verkondig die waarheid, nou sien ons maar hier's mense wat naboots. Wat gebeur met ons? Dit pla ons. Dit moenie so wees nie. Ons sien hoe word mense vasgevang in wettisisme en probeer om op 'n sekere manier te leef, probeer goed doen om goed te lyk. Nou wil ons heeltyd teenoor dit optree en stry teen dit en al hierdie goed, maar wat verwag die Here van ons? Hy verwag van ons, verkondig die woord, verkondig die waarheid. En soos die verhaal ons leer, hierdie dinge het 'n manier om homself uit te werk, of eerder die Here het 'n manier om hierdie dinge uit te werk. Die Here stry die stryd. Hy oortuig so 'n persoon of hy neem hom weg. Dis nie ons taak nie, ons taak is, hou aan om die waarheid te verkondig. Moenie laat jou aandag afgetrek word deur mense wat dit doen nie. Hou aan om die evangelie te verkondig. En dan sal 'n goeie vrug natuurlik wees. Maar dan ons laaste gedagte vanaand. Die laaste negatiewe is, wanneer die waarheid verkondig word, dan is daar, en ek gaan die woord byvoeg, altyd teestand. Ons lees Handelinge 19 vers 23. En omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Dit is sekerlik die ergste. Ons het begin met die positiewe en ons het toe opgebou tot die positiefste, die redding van 'n siel, en nou het ons met die negatiewe begin en ons bou op tot die ergste van hierdie negatiewe dinge. En dis die ding wat ons die maklikste onderkry. Die ding wat die meeste ons vrymoedigheid kan steel, en dit hoef nie so te wees nie, en dit is, 'n mens kry teestand. Toe Paulus in Efese preek, toe kom al mense tot bekering, hulle verlaat hulle afgode, en nou is daar mense wat sien, maar dit gebeur, in Efese was bekend, ons het gelees, van daai god Diana, of Diana, of hoe mense dit sê, en 'n persoon, Demetrius, is baie onstuimig hieroor. Hoekom? Dit kos hom. Dit kos hom iets. Want hy is 'n silversmid, hy maak hierdie afgode, hy maak hierdie beelde, en nou lei sy besigheid skade, wanneer die evangelie word verkondig. Nou begin hy manne bymekaar kry. So, kyk wat doen hierdie mense.
Kyk wat doen hulle aan ons besigheid. As jy aan my geld raak, dan is dit 'n probleem. So hy roep die mense bymekaar en naderhand is die hele stad in oproer en hulle het die stad so in oproer gebring. Ons het gelees, baie mense het eers geweet hoekom is hulle daar nie. Ek wil amper sê hulle toi saam, maar hulle weet nie hoekom nie. Maar hulle is daar. En die stad is in oproer. En Paulus en die disippels kry teestand oor die evangelie. En dit gebeur nog steeds vandag. As ons die woord van die Here verkondig, dan gaan ons teestand kry. As ons die waarheid met mense deel, is daar teestand. Daar's mense wat die evangelie gaan aanval, daar's mense wat teen die evangelie gaan praat, daar's mense wat teen die waarheid gaan stoei. En die rede is gewoonlik, net soos in daardie tyd, mense wil nie hulle sonde los nie. Dis waar die meeste teestand vandaan kom. Mense wil nie hulle sonde los nie. Nee, dominee, dit kan nie wees nie, want ek geniet dit nog om dit en dit en dit te doen. Nee, dit kan nie wees nie, want ek wil nie dit los nie. Nee, dit kan nie wees nie, want dit gaan my iets kos. Mense se teestand is gewoonlik oor dinge wat hulle nie wil los nie. En baie keer, weer eens, ek spreek nou in die algemeen, maar dis baie keer Christene wat sê, maar dit kan nie wees nie. Ons verkondig die evangelie, maar ons kan nie dit sê en dit sê en dit sê nie. Ja, want, en dan het hulle verskeie redes. Maar die waarheid het teestand. En dan natuurlik, mense wat voordeel trek vanuit sonde, soos wat hierdie mense maar het, hulle finansiële voordeel getrek. Daar is mense wat voordeel trek uit sonde, wat nie die evangelie wil hoor nie, wat teestand sal bied. Maar daar sal teestand wees, want die duiwel wil nie hê die evangelie moet uitgaan. En ons het dit beleef met die vakansie Bybelskool. Alles wat gebeur het, die plek wat amper nie deurgaan nie, en toe dit, en toe al die dae kan ons nie, en ons weet wat alles met die vakansie Bybelstorie gebeur het, en wat het die duiwel nie probeer om dit te keer. Maar die evangelie het uitgegaan. En dis waarop ons wil neerkom, is dit maak nie saak watter teestand ons kry nie, en hierin is die heiliges daar in die Nuwe Testament vir ons so voorbeeld, tot die dood toe, het hulle die evangelie verkondig. Teestand het nie vir hulle saak gemaak. En daarom vir ons so mooi voorbeeld. Ons is in 'n oorlog gewikkeld. Daar is teestand, daar is 'n opponent, maar ons moet aanhou stry. Want die oorlog waarin ons betrokke is reeds oorwin. En ons het iemand wat saam met ons stry. So die teestand moet ons nie onderkry nie, ons moet aanhou verkondig. En daarmee sluit ek af. Wanneer die waarheid verkondig word, is daar altyd 'n reaksie, daar's 'n uitwerking. Die eerste is die evangelie gaan uit, die boodskap van die Here Jesus Christus, en hy moet die sentrale punt wees. Die volgende positiewe is, die Here doen wonders, en hy wek geloof, en hy werk in mense se lewens. En dan die wonderlikste is, mense sal gered word. Maar dan is daar negatiewe dinge, daar's mense wat ongehoorsaam is, wat verhard gaan word, daar's mense wat die evangelie naboots, daar's teestand, maar hierdie dinge moet ons nie onderkry. Hierdie negatiewe goed is 'n klein prys om te betaal, om vir die waarheid om uit te gaan. Want die positiewe is soveel kragtiger as die negatiewe. Mense sal gered word. Dit is so wonderlik dat in Handelinge 19 word ons aangespoor om die evangelie te verkondig. Word ons aangespoor om die waarheid te verkondig. En as ons net dink wat die woord sê, as een siel tot bekering kom, die vreugde wat daar in die hemel is. Daarom moet ons die waarheid verkondig. Ons kan bydra tot daardie vreugde. Ons kan bydra tot die koninkryk van Christus deur die waarheid te verkondig. So as gemeente, as kerk, as individu, moet ons daardie vraag vra. Die waarheid het 'n reaksie. Waar staan ek in hierdie hele saak? Verkondig ek die waarheid? Deur my lewe, deur my woord, deur dit wat ek doen, sien ek dit in die reaksies. Maar dan die reaksie wat ons wil hê, dat mense gered word. So moenie laat die teestand hier onder kry nie. Ons sal aanhou verkondig en ons sal die positiewe daarin sien. Die Here help ons daarmee. Amen. Kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie, dat U woord weer eens reguit
eerlik, opreg met ons praat en vir ons wys. Daar is negatiewe. Dis nie net altyd maanskyn en rose nie, en wanneer ons die waarheid verkondig, gaan daar negatiewe reaksies wees, maar die woord kom wys vir ons, daai positiewe reaksie is soveel meer. En behalwe vir dit, Here, dit is wat U van ons verwag, om die waarheid te verkondig. En wat 'n wonderlike voorbeeld het ons nie in Paulus nie, Here, en mag ons streef daarna om so onverskrokke, so met vrymoedigheid, die waarheid te deel. Maar dieselfde Paulus, Here, sê vir die gemeente, hy sê, bid vir ons, vir vrymoedigheid. En so bid ek vir ons gemeente, Here, vir elkeen van ons, om die vrymoedigheid te hê, om die waarheid te deel. Die vrymoedigheid te hê om oor U te praat, die evangelie uit te dra. Ons sê vir U baie dankie dat ons dit kan bid, Here, wees met ons in hierdie week, ons dink weer aan die EJ3 kursus wat voorlê, Here, dat U dit kragtig sal gebruik, en dat U vir ons daar sal toerus. Ons sê vir U dankie, ons bid dit alles, in die naam van Jesus Christus. Amen. Jesus Christus, ons verlosser, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.